Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Ons kyk volgende wat gebeur plaaslik en internasionaal in die nuus en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer van der Westhuizen. Ja, ek is alweer belangrik vanmôre. Ja, is meneer. Wat is vandag 70 jaar gelede gebeur? Sê, Die Vryheidsmanifest is aanvaar. 70 jaar gelede. Ja, dink julle ons is vry? Okay, ek is al wat ek sê is okay. Okay, ja. Okay. Ek dink ons het sekere vryhede. Wat is Ja, ja. vryheid? Wat is vryheid om kos te hê om te eet, om in 'n straat te bly wat 'n lig het, Is dit om 'n vryheid huis te hê, om is dit 'n voorreg? gesondheidsorg te hê? Dis 'n baie goeie dokument, dit word net nie uitgevoer nie. Baie waar. Ek dink die plek waar dit aanvaar is lyk ook nou nie baie goed meer deesdae nie. Jy weet mense nou gedogger is 'n historiese Ja. plek, sorg bietjie vir die regering. Maar nou ja, laat ons nou nie weer begin met die regering voor ons iets anders gedoen het. Nee, kom ons begin dan nou maar eerder by die oorseese regerings en Trump en Iran gaan moontlik met mekaar gesels. President F. Trump. Ja, wat 'n vuil woord, sommer skielik op die internasionale nee, media. kan jy nou glo ek het gesê Netanyahu gaan hom nog klaar maak, nee, en dit het toe gebeur. Dit het hom toe Hulle sê nie om nie, dis die F-woord te eerste gebruik. keer dat 'n Amerikaanse president 'n skelwoord gebruik het in die openbaar. In die openbaar, ja. Maar mens kon sien hy was Hy's kwaad. Hy was kwaad. Hy Hy is was kwaad. kwaad. Nee, mens kan hom in 'n mate vergewe daarvoor want hy het regtig baie moeite gedoen om nou die twee die oorlogie te beëindig en alles en daar steur hulle nie aan hom nie. En toe raak hy bietjie kwaad. Maar nou gaan hy met Amerika gaan blykbaar volgende week met Iran praat oor kernwapens. Jy weet, die eerste slagoffer in 'n oorlog is altyd die waarheid nie. So ons weet nou nog nie mooi wat die waarheid is nie. Is die kernfasiliteite nou heeltemal vernietig? Is dit gedeeltelik vernietig? Kan dit weer 'n paar maande aangaan? Kan dit oor 'n paar jaar aangaan? Daar's verskille daaroor. Die Amerikaners se intelligensiedienste is self nie seker Ja, hulle self of hulle nie alles seker nie, vernietig maar ek sien ondergrond wat die hulle CIA gedink het nou gesê daar's groot skade aangerig. Die CIA het nou uitgekom laat gisterand ons tyd en gesê nee, daar's nou groot skade gewees. So ons sal nou maar sien wat gebeur. Baie mense sê die oorlog is nou verby. Is die oorlog regtig verby? Gaan dit ophou? Ek weet nie. Jy weet dit kan dalk maar nou net 'n tussentydse pausetjie wees. As dit gaan ophou, as Iran op sy plek gesit is nou, dan moet 'n mens vir Trump punte gee. Jy weet, want ek dink Iran is ook maar 'n land wat vir baie moeilikheid gesoek het. Israel soek ook vir baie moeilikheid, maar nou ja, die twee, ja, dit is maar moeilik dink ek om daar betrokke te raak. Mense moet baie versigtig wees voor jy betrokke raak in die Midde-Ooste. Baie van Trump se voorgangers sal vir hom kan vertel. Dis nie so maklik om daar betrokke te raak. Jy moenie verwag dat jy vrede of vanselfsprekend gaan vrede maak nie. Nee. Dan kan 'n mens verstaan hoekom hy gefrustreerd was, want hy het gedink hy sou kon vrede maak. Ja, hy het gedink hy sou kon vrede maak. Nee, ek kan nogal verstaan dat hy gefrustreerd was. Jy weet, veral met die mense wat nie na hom wil luister nie. Hy het seker gedink dit gaan verder gaan. Maar hy was nou so kwaad vir Netanyahu. Nou sê hy nie die korrupsieklagtes teen Netanyahu moet staan. Jy weet, so dit is ook Ondersteun hy hom weer in sy korrupsiesaak. Ja, vinnig kwaad word en toe is hulle weer vriende, ja. So dit sal interessant wees om te sien wat daar gebeur. Ek dink dat die mense het gesien die oorlog daar kan tot groot ontwrigting in die wêreld lei. Dit seestrate, lugverkeer, al daai tipe van goed. En die wêreld het dit nie nou eintlik nodig nie. So hopelik sal koelkoppe nou seevier en sal ons nie weer binnekort te veel moeilikheid daar verwag nie, maar mens weet nooit wat kan gebeur met die Midde-Ooste nie. Veral met internasionale lugverkeer. Ons weet passasiers op hierdie stadium Emirates, Qatar Airways. Ja. Meeste van die wêreld se mense vlieg met daardie Hulle vlieg lugrederye so toe, en hulle almal is geaffekteer deur die konflik. Ja, en jy weet as Iran net gedreig om maar een seestraat toe te maak, toe China gesê nee, maar los dit oop, maar jy weet as seestrate eers toegemaak word, wat beteken dit vir die internasionale handel gaan wie by ons moet omseil? Wat 'n ver pad is, jy weet, gaan in die Suezkanaal raak, al daai tipe van goed. Ek sien Iran praat nou met China ook, jy weet, mense sal nou nogal graag wil sien wat daar ook uitkom. Want China het afstand gehandhaaf met hierdie en Putin het homself weer belaglik gemaak, mense weet nou nie eintlik wat hy gesê het nie, so. Maar die een ding nou, dat dit nou verby is tydelik, sal daar seker weer aandag wees op Gaza, wat dit baie erg gaan, waar nog steeds baie meer mense doodgegaan het as in die oorlog en daai tydjie, en dan ook die Oekraïne en Rusland, wat dinge ook nou rof raak vir Oekraïne, lyk dit vir my. Dan ter plaatse, Steenhuisen het so bietjie geskimp dat hy nie sal omgee om 'n derde termyn die leier van die demokratiese alliansie te wees. Ja, ek wonder, hy doen nogal vir my nie sleg as minister nie. Ek dink hy het 'n baie beter profiel gekry sedert hy in die regering van nasionale eenheid is. Ek weet daar's mense in die party wat teen hom gekant is, wat glo dat hy nie sy rug styf genoeg maak teen die ANC nie. Jy weet, dis 'n klagte wat nou baie teen hom gegooi word. Daar is mense hier in Gauteng wat al bietjie in opstand wil kom, maar hulle is uitgestem. Daar is sprake dat Cele Brink nou om gaan teenstaan vir die leierskap. Cele sê nie hy
Hy stel weer belang in Pretoria. Ek weet nie hoekom nie, want dit is 'n baie moeilike werk. Maar net Helen hulle wat nou Johannesburg wil oorvat, dit is ook 'n onmoontlike werk. Dink ek, maar dit is interessant om te sien hoe hierdie goed uitspeel vir volgende jaar se munisipale verkiesing. Die DA het nou gister hierdie wijk 56 in Pretoria weer gewen. Dis 'n wijk wat tradisioneel DA se is. Hulle gaan nou kwaai aan daaroor en maak groot geraas daarvan, wat seker vir hulle goed is, jy weet. En ons sal nou maar sien wat gebeur, maar Johannesburg en Pretoria het werk nodig, jy weet. Vanoggend sien ek hulle werk dan met die pad hier buite, nogal baie, maar die helfte van die pad is donker want daar werk die straatligte werk nie. So daar's baie goed wat reggemaak moet word, baie goed wat sorg verg, jy weet. Jy moet instandhoudingswerk doen, dan moet jy nog nuwe goed doen en dit raak net al hoe verder agter en agter en agter. En ja, ek weet nie wat dink julle gaan Helen Zille in Johannesburg reg kry, gaan hulle vir haar luister. Ek weet nie, dit was interessant ook gister Jordan Hill-Lewis wat gesê het hy sal weer staan in die Kaap en hy sal net staan vir die DA se leierskapposisie mits John Steenhuisen sê hy staan nie belang nie. So hy respekteer hom genoeg om te gaan. Ek gaan nie eens meeding nie. Dit was my interessant. Gert, ek weet nie of sy sal wegkom in Johannesburg nie. Die een ding is verseker dat daar iets anders moet gebeur in Johannesburg. Dado Morera wat gister sy emosie van wantrou oorleef het natuurlik en wat vir my interessant was gister is dat soveel partye in daai koalisie gesê het ons stem nie saam nie, daar's kontrakte uitgedeel wat nie uitgedeel moes word nie. Jy weet Johannesburg funksioneer nie, maar ons gaan nie vir die mosie stem nie. So nou dink ek myself, okay, so jy's en te sê hulle ook ons wil net hê jy moet weet ons is ontevrede. Ek dink dit was die PA gewees, ek praat onder korreksie. Nou dink ek maar kon jy nie al lankal vir die burgemeester gesê jy's nie tevrede nie. So jy's nie tevrede nie, maar jy's nie gewillig om hom uit te stem nie. Hy doen nie sy werk nie, maar jy wil hom nie uitstem nie. Ja, maar hy behoort mos te weet almal is ontevrede. Selfs president Cyril Ramaphosa is ontevrede met van Johannesburg aangaan. Maar ek sien Isa se speletjie het 'n klein bietjie geboemerang op hulle en hulle speaker is toe uitgestem daarso. Maar jy weet ons sal nou nogal sien dit gaan baie interessant raak al hierdie goed in die aanloop tot volgende jaar se munisipale verkiesing. Ons kan maar 'n paar vuurwerke verwag in die raadsale en so. Lekker. En ek wonder of die ANC in die plekke waar hy bewind is nou gaan dink goeie aarde, maar ons moet bietjie regmaak wat verkeerd is. Dalk stem meer mense vir ons. Man, my sal hoop dis wat mense dink, Gert, maar ons sal nou nie weet nie. Ander mense se gedagtes is duister. Nee, dit sal interessant wees. Jy weet, Helen Zille gaan vir 'n baie moeilike perd opsal daar, want sy gaan baie teenstand kry. Sê nou maar sy wen, maar as mense wat weet en selfs uit ANC geleedere wat meen sy die DA kan maklike meerderheid daar kry, maar dan gaan jy nou sit en sukkel met die teenstand van die werkers soos ons hier in Pretoria gesien het met Celie Brink. Ek sien die ANC in Pretoria wil nou ook al die mense wat hy aangestel het van ontslaa raak. Jy weet wat eintlik vir my verkeerd is, want jy het geen kontinuïteit nie. Ja. Niks kontinuïteit nie. Ek sal nou net regtig wil sien hoe die premier van Johannesburg, meneer Panyaza Lesufi en me Helen Zille saamwerk. Dit kan nou net lekker wees. Ek het nou vir mense daai vraag gevra, dis hele man, Helen het al met Jacob Zuma se regering saamgewerk. Maar ek sien jou vriend Panyaza, daar het mense afgedank wat leefstyl audits nie geslaag het. Hy het 3 van hulle. 3 uit die 37 wat nie geslaag het, maar hy 3 afgedank. Ja, maar dis drie is beter as niks nie, Jennifer. Jy het reg. So hopelik vorder dit nou neem dit toe. Gert, die president sê so pleeg munisipaliteite verraad. Ja, as hulle nie hulle begrotingstoelaag spandeer alles nie. Jy weet, dit lei tot vertragings, dit lei tot diensleweringsprobleme. Hy het nou mooi gewys daarop, jy weet, dit ondermyn die publiek se vertroue in die regering. Dis alles baie waar en alles baie goed en hy het al baie homself daarteen uitgespreek, maar wat gaan gedoen word? Ja. Gaan die skuldiges aan die pen ry? Gaan daar mense aangestel word wat die vermoë het om die werk te doen, om vooruit te beplan, om te kyk dat goed op die geld op die regte goed spandeer word. Gaan dit gebeur? Jy weet, ons praat nou al baie, die president self persoonlik het al seker 5-6 jaar wat hy aangaan oor swak bestuur in plaaslike regering, maar daar gebeur nie veel. Jy weet, so Gert, as jy jou eie gekose verteenwoordigers van jou party in 'n munisipaliteit het, kan jy nie vir hulle sê ek gaan jou afdank as jy nie jou geld spandeer nie, want hulle is gekies deur jou. Hulle is geplaas daar. Jy het hulle daar geplaas. Jy het hulle daar geplaas. En dit is my dit kook in my dat jy 'n begroting het en dat jy hom dit nie spandeer nie. Meeste mense as hulle begroting het om dienslewering te doen, dan probeer hy elke sent daar uittap en waarde daar uitkry. Maar as jy nie eens daarin belangstel nie, in so 'n mate dat jy nie eens die geld spandeer nie, dan moet niemand weer vir my sê ons kry swaar in hierdie land as gevolg van goederes wat nie verander nie. Want die vermoë is daar, die geld is daar, die finansies is daar, maar plaaslike regering, munisipaliteite doen dit nie. Ja, kiesers moet dit ook maar in gedagte hou, Peer. Jy weet, ek dink kiesers moet besef wat hulle aan die saak kan doen. Jy weet, dit help nie om te kla nie. Jy kan
jou stem gaan gebruik wat baie magtig is. Ja. Soos ons nou al voorheen gesê het en soos wat ons verlede jaar gesien het met die algemene verkiesing. Jy weet, gebruik maar jou stem, maar ek weet iewers sal iets moet gebeur want die regering gaan niks doen, lyk my nie. Hulle gaan net nog konsultante aanstel teen belaglike bedrae en so aan en dan gebeur daar niks nie. Dan moet ons weer, dis nou seker nou die laaste politieke ene vir die dag, maar nou moet ons praat oor Floyd Shivambu wat in die politieke woestyn is op hierdie stadium en dan aantuigings maak dat ander lede van die party wat hy nou in vroeg en swoeg en te kere gaan dwelmverslaafdes is en dan moet 'n mens natuurlik nou reageer en sê wow, wag hier so 'n bietjie. Nee, hy het mos gesê in Nhlamulo Ndlela, die woordvoerder van MK, is die hele tyd op dwelms of drank. Wat hy nou rondgetweet het en hulle het nou hierdie bekgeveg aan. Dit is eintlik soos 'n sepie, nie Floyd na die MKP. Nou probeer hy almal swart smeer en baie van die goed wat hy sê is nie die en waar. Maar Ndlela het nou besluit tot hier toe en nie verder nie. Hy het hom toe nou laat toets by Lancet Laboratories, maar dis nie sommer 'n gewone toets nie. Hy het getoets vir amfetamien, metamfetamien, kokain, dagga, opiate, benzodiazepine en metacoloon. En natuurlik is het hy skoon daar uitgekom uit die toets uit. Maar Floyd het nou gesê hy's baie met hy gebruik te veel alkohol ook, jy weet. Daarvoor is nou nie getoets nie. Maar hy gaan nou vir Floyd dalk wil aanskroef, jy weet, hy het nou openbare verskoning geëis van Floyd, anders gaan hy regstappe doen en so aan. So dit sal interessant wees om te sien hoe die sepie gaan aangaan. Maar ek dink Floyd het sy eie politieke loopbaan kort geknip. Ek dink dit het vir hom onhoudbaar geword by die EFF onder Julius Malema, want almal weet nou maar wat daar aangaan. En hy en Julius was die grootste van vriende en toe skielik kom daar hierdie breek. Ja. Toe gaan hy MK toe en almal kon vir hom gesê het moenie MK toe gaan nie. Want jy word nie verkies tot sekretaris-generaal nie, Jacob Zuma wys jou aan. So hy kan jou net weer fire ook die dag as hy lus het. En dit is 'n Zulu nasionalistiese organisasie en dit is eintlik maar 'n familiebesigheid met Zili Zuma wat die hekwagter tot haar pa is, jy weet so. En sy het al hierdie lelike goed van hom ook op Twitter gesê. Sy het ook die Trump woord gebruik en gesê F Floyd op Twitter, jy weet. So hy moes net nooit soontoe gegaan het en ek dink sy politieke loopbaan is nou vir alle praktiese doeleindes verby. 'n Nuwe party gaan nie help nie. Nee. Floyd is miskien skerp en slim, hy 2 MA grade, maar ek dink nie hy is baie karismaties nie. Die karisma wat Julius Malema het ontbreek by hom. Hy het nie weer 'n politieke voet om op te staan nie, want hy het homself al in beide van hulle geskiet. Ja, hy het homself van albei. Ek soos die Engels sê, hy het al twee voete ook in sy mond gesit, jy weet. En ek weet nie of hierdie geveg met MK om enigiets in die sak gaan bring. Gert, dan spring ons gou na hondebeserings toe wat mense baie geld kos. Ja, Jennifer, gelukkig het jy 'n klein hondjie, maar lyk vir my daar in Brittanje nie. Is mense wat met honde stap, hulle sê daar moet beter opleiding gewees met die goed, want honde maak mense baie seer. Dit kos die nasionale gesondheidsdiens daar 323 miljoen pond per jaar aan al die gewrigsbeserings en vingerbeserings van honde wat pluk aan die vrouens is natuurlik, ek dink 31% maak 31% van die beseerdes uit en dit is vroue ouer as 65. Jy weet, dit is blykbaar een van die mees onderbestudeerde gesondheidsprobleme daarso. Jy kry ook vingerfrakture en frakture en al sulke goetertjies, jy weet. So ja, om jou hondjie mee te gaan stap in Brittanje lyk my is nog 'n uitdaging. Nie net daar nie, hier by ons slat mense ook nie. Ek het naweek met 'n vrou gesels, sy was half bewusteloos geval het agter 'n honde aan. Dit 'n mens kan verstaan dat dit 'n duik op 'n land se ekonomiese Ja, veral op jou gesondheidsdienste, jy weet. Ja. Wat 'n vrou het geval agter die honde aan? Nee, is my geheim. Ek gaan nie vir julle jok nie, ek het ook al in die pad geval met my honde, maar dit is 100%. Ja. Maar hoe gaan dit met jou gewrigte? Nee, maar dit is almal oukei. Ag maar Gert, ek beseer gereeld my gewrigte, nie net as gevolg van die honde nie. So, maar jy kry gelukkig ook, wil ek vir daai mense sê, parke waar jy hond kan afhaal van die leash af en hy kan vry rondhardloop. Ja, maar so dis die antwoord. Jy moet hom tot daar kry. Nee, maar jy parkeer jy kan reg langs aan, hy spring uit en hy hardloop in die park in. Okay, nee, jy sê, dis oplossing. Ja. Van 'n dierestorie af wat Jennifer se lewe in 'n mikrokosmos basies is, na ene toe wat my lewe in 'n mikrokosmos is. Maar dis my gunsteling storie van die jaar, Peer. Dit is fantasties. Van die twee beertjies, Mish en Lucy. Ja. Hulle ma het hulle in Albanië, jy weet, wees gelaat. Sy wou hulle nie gehad het nie en toe sien hulle die beere kan nie weer in die wilde natuur vrygelaat word nie, want hulle gaan nie oorleef. Toe gaan hulle nou na Engeland toe, na die reservaat by Devon. Ja. En die twee lyk my baie gelukkig daarso. Gelukkig, maar toegesluit, ja. Toegesluit, maar toe kom hulle nou eendag weg. Uit die hok uit. Jy sien, dis my lewe, ja. Hulle eet binne 'n uur 'n week se heuning op. En toe word hulle
nou gevang. Maar dis by die reservaat se koswinkel. Ja. Hulle daar ingestorm. Ja, en toe tackle hulle alles. Toe tackle hulle die ding en toe vat hulle terug en alles en toe raak hulle maar in slaap daar in die hok en so aan lyk dit vir my. Weer terug hok toe. Ja, jy weet, dis maar soos ons almal is eintlik maar peer, ons wil net 'n bietjie heen en weer. Dis presies Gert. Soetant. Dis hulle sê hulle het nie die mense bedreig nie. Hulle het net bietjie uitgegaan vir 'n Vrydagmiddag pub lunch. En die polisie is ontbied om hulle net dop te hou, net om seker te maak. Maar daar's so baie kameras ook wat hulle dop gehou het lyk my. Ja, en hulle het weer rustig self gestap na hulle eie hok toe en gaan slaap. Baie oulike beertjies. Dis my lewe. Ja, en lyk my benewens heuning eet hulle nog baie ook, nie weet hulle eet kilogramme se nou kan ek nie so vinnig vertaal nie, maar berries, wat is berries? Ja, bessies en vrugte en groente en sade en vis en nog vleis ook. Jy sien. Maar en dan wou hulle net 'n bietjie pudding gehad. Hulle is presies soos jy en Pierre Gert 100%. Ek sien gelukkig niks van komkommer daar nie. Dank Vader. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n plesier, Jennifer. Dit is Gert van Westhuizen, bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.